weer so 'n taxi storie met jou deel. En hierdie keer is dit nou soms so uitvloeiend uit die vorige keer wat ek al oor die CAA karretjies gepraat het. Maar hierdie keer is dit iets wat ek nou self beleef het en ek was nou deel van dit gewees. En dit was nou vir my baie pret gewees. Ek gaan nie nou al sê nie, maar ek het omtrent gelag oor die storie nou wat gebeur het. Dit is nou redelijk hier in spitsverkeer se tyd, die is so 3:30 se kant, jy weet was in die Kaap, maak die verkeer ons al hier van 2 of 3, dan seker maak die, ek amper sê die Kaap al toe, en dan gaan die mense huis toe, en dan is dit spitsverkeer, vanaf 3 tot 7 die aand, is dit spitsverkeer. Ek het nou al soveel kere na jou stasie toe gekom, maar dan raak ek bekommerd, ek gaan partytjie uitkom, mense spitsverkeer, en dan sit al 7:30 in die aand, so, ja, hier in die Kaap weet jy nooit die, hulle sê ons het maar erg verkeerd, maar soos ons nou weet, die taxis het ons nou, maar die maniere, dis nou maar hulle styl, hulle ry ons nou maar verby jou, al is dit nou 'n geelstreep of 'n lyn, hulle gaan maar by jou verby, en dan hiervoor, dan sal hulle nou maar net indrink, so asof ons het nou so gelate aanvaar, en ons is nou maar tevrede so, en ons ook seker maar te bang om moeilikheid te soek met hulle, want ons hoor ons ook nou maar allerhande stories, van wat moes nou by die taxis gebeur, so, ja, en ek wil ons nou nie midde in dit wees nie, maar hierdie moet ek nou vir julle vertel, wat nou verlede week gebeur het, vrouwlie was so bietjie oorlik met die grieperigheid, en ek vat dat toe nou dokter toe, en dis nou net maar hier, het 3:30 se kant, waar die spitsverkeer nou in die Kaap is, ek nou hier so by die Okavango brug kom, nou wil ek ook daar by die pad inkom, maar nou staan die verkeer daar van die brug af, tot daar by die ander verkeerslig, maar daar by die garage staan die verkeer, maar dit is ek so een op mekaar, soos op trein vast, en dan ry die ouens staan, lang voor hulle kan ry, en dan is die ouens wat indruk. Nou sien ek hier voor my, nou is ek derde in die ry, heel voor staan een oom in so'n wit bakkie, en net achter hom is daar toe nou een taxi, weet, hy is nou al vol gelaai, hy moet nou sy mense huis toe vat, nou ek is nou recht achter die taxi. Nou ek sien nou die taxi, hy wik, so jy weet mos daar as jy die koppelaar so los, dan maak jou, en jy trap die breek aan, so asof jou karretjie moet so gaan sit, en hy doen nou dit met die taxi. Hy dink te voel toe nou, die oom vat nou heeltemal te lang, om nou te ry, en hy sê besluit tussen nie, maar hy gaan nou sommer hier rechts die oom voorbij, en dan gaan hy nou voor hom loop indruk, en dit is ook wat hy doen, hy ry so, en hy gaan druk daar voor die oom in, maar nou gaan ek weer sê, nou hou ek die story top. Die oom is toe nog glad nie dit so gelate aanvaar nie, en toe die taxi nou daar voor hom so half sy neus wil indruk, toe ry hy nou so 'n bietjie vorentoe, en dit is so asof hy die taxi nou 'n bietjie stop, nou kyk ek die story, en ek dink myself, gats gaan hierdie nou 'n probleem kom nie, maar die oom gee nie besie, en die taxi, hy wil inkom, en dis toe, dat ek nou maar so op die oom sy stert, ek hou nou maar so op sy stert, maar so beer die oom nou al vooruit en voor, ek sien toe maar hier kom nou 'n ding, en die taxi, hy begin besef toe, maar die oom begin nou die gevegte wen tussen hulle twee, hy begin nou neus voortkry, en die taxi besef toe nou, hy gaan nou nie kan inkom nie, en toe die oom nog weer so vooruit, en sien ek maar, wacht, hier is vir my ook nou gaping, ook sommer by die taxi voorbij kom, en ek ry so na by die oom, en so gaan ons, so, weet, stukkie vir stukkie, daar kom ek ook nou in achter die oom, en ek steek ook toe in die taxi voorbij, nou kan ek myself indink hoe vies is die taxi, hy was nou tweede in die ry gewees, maar hy was nou haastig, nou is hy derde in die ry, en ek het ook nou voorbij gekom, want ek hou sy in die oom, daar is die plek vir hom in te kom nie, maar ja, maar ek het nog geweet wat gaan gebeur, as ons eers in die ry is, en so, toe dit is so, ons is in die ry, en so stadig aan die gang, hier kom die taxi voorbij, maar hy kom so stadig na my, nou kyk hy eindelijk maar meer vir die oom, hy het nou nie veel met my te doen nie, nou kyk ek die twee, nou kan jy sien hierdie taxi, hy is briesend vir die oom, hy kan nie glo dat die oom hom uitoorleed, hy kan nie glo wat die oom gedoen het, en ek het natuurlijk, ek het net begin lag oor die story, en dis toe het ek sien, hy nou vir die oom daar so iets toesnou, en ek weet nie, ek kon nou nie hoor nie, en ek sien toe, maar die oom is ook hier met sy hand bezig, en terwyl die taxi, nou daar met die oom een reliekie het toe, wys die oom daar vir die taxi so paar vingers, en nou jy moet nou maar besluit wat die vingers het hy nou gewys, en toe is die taxi daar nie op sy mond geval, en hy wys vir die oom ook een vinger terug, maar hierdie keer net 'n sekere een, hy het toe nou een van die 3 vingers gekies, die taxi ou, maar die taxi, hy meer geplan vir die oom vingers te gooi, is wat hy toe nou
weet weer met vorentoe ry, maar so los hy toe die oom uit en toe die taxi toe wegry, toe begin ek te lag vir die hele besigheid. Toe is dit nou die hele ironie van die situasie, dat die oom nou die taxi so verskriklik uitoorlê het. Dit was briljant geweest. Nou ja, ek het heel pad so agter die oom gehou en toen het daar voor, toe het ek dan op N1 gekom, maar ek dink ek het nog gelag toe ek daar in Bellville kom. Toe lag ek nog vir die hele betalje, en so die taxi toe nou, sy Moses tegengekom. Dit was uitstekend om te sien. Dit is iets wat die mens bitter min sien. As jy